Ek wil graag vandag met jou 'n paar gedagtes deel oor bekommernis. Miskien ken jy ook die storie van die man wat besluit het om iemand te huur om voortaan al sy bekommernisse vir hom te doen. Hy het 'n man gekry wat ingestem het vir hierdie werk. Hy het vir hom 'n salaris van R200,000 per jaar aangebied. Nadat die man die pos aanvaar het, was sy eerste vraag aan sy nuwe baas: "Waar gaan jy die R200,000 per jaar kry vir my salaris?" Die man het geantwoord: "Dis vir jou om daaroor bekommerd te wees, nie vir my nie." Nou, bekommernis is 'n probleem. En dit is so ernstig, want weet jy, dit steel jou vreugde. Bekommernis maak nie dat môre minder probleme het nie, maar dit maak vandag leeg van vreugde. Bekommernis in die tweede plek leer vir ons dat dit jou onvrugbaar maak. Jesus het die gelykenis vertel van die saad wat tussen die dorings gesaai is. Toe dit opgegroei het, het dit verstik, want die sorge van hierdie lewe en die bekommernis oor rykdom laat dit verstik en maak dit onvrugbaar. Daarom waarsku die Here Jesus ons in Lukas 21 vers 34: "Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige eetery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word en dat daardie dag julle onverhoed soos 'n vangnet oorval nie." En daardie dag is die dag van sy wederkoms. As jy toelaat dat die bekommernis van hierdie lewe jou insluk, kan jy jou waaksaamheid in die gedrang laat kom en die dag van Christus jou onverhoeds betrap. 'n derde rede waarom bekommernis so gevaarlik is jy bereik daarmee niks nie. Weet jy hoe sê mense watter tyd van die dag bekommer hulle die meeste? Die meeste mense sê dis tussen 9 uur in die aand en 3 uur in die oggend, as die ligte af is, as ek al in die bed lê. Daardie bekommernis kom in. Ek kan net nie afskakel nie. En jy weet, dis te vergeefs, want jy kan niks daarmee bereik nie. 'n Laaste rede waarom dit so belangrik is omdat dit 'n gebrek van vertroue in God toon. Dis belangrik dat jy dit sal raak sien. Dis waar ons ontdek, weet jy, bekommernis is nie maar net 'n probleem nie, dis ook 'n sonde. Die Bybel sê, alles wat nie uit die geloof kom nie, is sonde. Wanneer jy God vertrou, hoef jy nie bekommerd te wees nie. Nou, hoe hanteer 'n mens dan bekommernis? En ek gee vir jou 5 praktiese gedagtes. En die eerste is, herinner jouself dat jy 'n hemelse Vader het. Jesus het gesê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle bær nie en skure nie. Tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Jou hemelse Vader weet wat jy nodig het. 'n tweede belangrike manier is om God te vertrou. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Om God te vertrou beteken, ek vertrou dat die Here in beheer is. Ek vat hierdie gedagte doelbewus en ek vervang dit met vertroue in die Here. 'n derde praktiese manier. Jy moet leer om in die teenwoordige tyd te leef. Jy hoef nie môre vandag te leef nie. Die Here gee môre se brood, nie vandag nie. God het alles onder beheer. 'n vierde praktiese manier is bid daaroor. Filippense 4 sê, wees oor niks besorg nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En dan die wonderlike belofte, wie sal nie kans sien om dit te ruil hiervoor nie? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. Laaste gedagte, ek het hom nie hier geskryf nie, maar ek het die Bybel hier oop op die foto. Vul jou gedagtes met goeie dinge. Paulus sê daar in Filippense 4 vers 7 en 8, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, dink oor sulke dinge. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie geveg met bekommernis kan wen, met die krag wat U vir ons gee. Gee vir ons die genade, dat ons waaksaam sal wees vandag, in Jesus naam. Amen.